Ek sê vir julle almal goeiemôre, baie welkom vir die inluisteraars wat vandag inluister. Dit is 'n groot geleentheid vandag by ons kerk, aangesien ons kerk sy verjaarsdag vier en ons is bly dat jy vandag saam met ons inluister. Vandag bring ek nou nie 'n preek soos wat ek gewoonlik preek nie. Vandag is dit 'n preek kom storie vertel. En ek vertrou dat ook dit vir jou in die hart gaan aangryp en ek wil vra, as jy in die begin luister en dink, maar hier gaan nou verkeerde dinge aan, luister tot die eind. Dit werk op tot die eind. Ek wil graag hê julle moet saam luister en mag julle vandag waarde vind uit dit wat ek met julle vandag bespreek. Die Here het hierdie uit aardig soorte ding op my hart kom lê om vandag met julle te bespreek. Om eintlik te besef dat mens nie noodwendig altyd net in 'n kerk 'n boodskap kry nie, dat God partykeer in sekere situasies toetree, onverwagte situasies, wat mense dit nie verwag nie. En daarom wil ek amper sê, moet ons leer om ons geesmense oop te maak, om God enige plek, enige tyd te verwag. Want as ons nou na die verhaal luister, dan sien ons dat die mense daar glad nie gedink het God gaan opdaag nie. En daarom het ek in my hart beleef dat die Here half ons attent wil maak. Dat waar ons beweeg, dat ons oop sal wees om uit te kyk vir die verrassing wat God baie keer bied, wat hy ons verras met 'n sekere besoek by 'n ongewone geleentheid. Dat hy daardie geleentheid juis gebruik om die mense attent te maak op wie hy is. Mense wat eintlik nooit in 'n kerk kom nie. So, dit was vir my interessant. Ek het ook dink ek, God is altyd 'n God van verrassings. Partykeer kom die Here in 'n situasie in op die onverwagste manier, wat ek weet ek het al planne gemaak oor 'n sekere saak. Dan dink ek, goed Here, ek en u gaan nou saam so en so werk, en dan gaan dit die resultaat wees. En dan werk dit nie so uit nie, dan werk die Here heeltemal op 'n ander manier, 'n baie beter manier as wat ek gedink het. En nou in hierdie geval is dit dieselfde situasie. God kom in met verrassings, want hy kom in, want hy het 'n saak wat hy vir die mens van vandag wil bring. Kom geniet dit saam met my. My skriflesing is Jesaja 29 vers 13. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. So dit wat hulle praat, hulle is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê. So jy kry mense as hulle jou groet, dan sê hulle, o, die Here is groot. O, die Here is goed. O, die Here is wonderbaar. Ek weet, op die platteland waar ons was, het mens baie by die ouer gesag dit gekry, wat hulle jou groet met hierdie. Wat wonderlik is, dit is wonderlik om mekaar so te groet. Maar nou sê die woord, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê. Maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Hierdie het my aangegryp, want ons val vas in 'n geuite vorm godsdiens. Ons sing 'n paar liedjies, ons bid, ons begin preek, ons val vas in geuite vorm. En nou kom die Here en hy sê, julle dien my, maar nie soos ek wil nie. God wil partykeer buite die boks gedien word. God wil in opregtheid gedien word. God wil nie in vorm vasgevang word nie. God wil hê dat ons moet oop wees as daar woord is, oop is as daar taal is, oop is as hy kom om ons te besoek. Dat God wil in ons eie persoonlike lewe kom en inspraak gee, partykeer op die onmoontlikste tyd. En daarom sê die Here, hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. En in dit wil ek sê, kom ons leer om in ons dag ons hart oop te maak en ruimte te skep, dat God se Heilige Gees met ons enige tyd, enige plek kan praat. Dan het ek ook Jesaja 51 vers 8b. Maar die redding wat ek bring, sal vir altyd wees. Met ander woorde, daardie wat hulle sê, eenmaal gered,
altyd gered. God sê, die redding wat hy bring, sal altyd wees. God sal ons nooit begewe of verlaat nie. Die verlossing wat ek bewerk, sal daar wees vir elke geslag. En dit is vir my so fantasties om te dink, dat die Here wat nou met ons is, dat die Here wat ons dien, dat die Here wat ons lief het, hy kom en hy sê, hy sal van geslag tot geslag wees. Ons kry koerant, en ek lees die verskriklikste goed in die koerant, en ek dink, Here, wat wag vir my kleinkinders? Wat wag vir die volgende geslagte? En dan kom ek terug, en dan besef ek, God bly in beheer. Hy sê, die verlossing wat ek bewerk, sal daar wees van geslag tot geslag. So ons hoef nie bekommerd te wees oor ons kinders, ons kleinkinders, oor ons volk, oor wat nie. God bly in beheer. So ek gesels vandag oor wanneer God ingryp. Ek gesels oor 'n aangrypende verhaal wat 30 jaar gelede afgespeel het. Dit het afgespeel gedurende 1994 met die verkiesing in Suid-Afrika, met die totstandkoming van die Demokratiese Party, wat toe tot stand gekom het. Nou gesels ek nie oor wat in Suid-Afrika gebeur het nie, daardie dag. Ek gesels met julle vandag oor wat in Londen gebeur het, daardie dag. Want onthou, daar's baie Suid-Afrikaners in Londen. So hulle het kom feesvier in Londen, en hulle het by Wembley Stadion 'n groot fees gehad, maar hulle het nou nie boere musiek, fikkie, gehad nie. Nee, hulle het regte Engelse wille musiek gehad. So dit was 'n gesonde dag van te kere gaan, en hoog raak, en hoog raak, en hoog raak. So hulle het fees gevier. Hulle het fees gevier in die Wembley Stadion, en hulle het 'n feeskonsert gehad. Hulle het verskillende orkeste gehad wat optree. En dit, wat ek toe uit wat ek gelees het, agtergekom het, dat verskillende orkeste het mekaar opgevolg. So jy kan dink, hulle het alles gegee, en dan wil die volgende orkest wys, hulle is bietjie beter, en dan die volgende orkest sê, nee, maar ons is beter, en so gaan hulle aan. Nou, hulle het van 10:00 die oggend fees gevier, op alle maniere, denkbaar, en hulle het aanhoudend fees gevier tot in die aand in. So dit was 'n jolige klomp spul wat fees gevier het. Maar toe die promoters gedink, hulle het nou al hierdie orkeste opgekommandeer, amper wou ek sê opline, hulle het hulle opgekommandeer vir die hele dag en die aand, maar toe kies hulle om die aand af te sluit met 'n opera sangeres, wat 'n item gelewer het van Amerika, en haar naam was Jessie Norman. En sy het die laaste item kom lewer. Hulle sê daar's ure aan een fees gevier. Die skare het wild te kere gegaan en saam gedans en fees gevier op alle denkbare maniere. Elke groep van die orkeste wat opgetree het, wou bietjie beter wees as die ander orkeste. So hulle het regtig alles ingesit. So die orkeste het laat waai en die mense het gedans. En so het die oggend, die middag verbygegaan, en toe in die aand, die laaste orkes wat opgetree het, was Guns of Roses. Nou dit was my interessant, hulle naam. Guns sê vir jou wille kom, en dan maak hulle Roses, maak hom bietjie sag. Nou toe dink ek wel, hulle het 'n sinvol humor om 'n naam te hê, Guns and Roses. Nou hulle was die laaste orkes wat opgetree het, en die artikel wat ek gelees het sê, hulle het met mening ingeklim, en die skare het gejil en geskree, en hulle was opgewonde, en hulle het gedans, en hulle was jolig, want hulle van die oggend af partytjie, so hierdie was nou in die aand. So die skare het gejuig, hulle was vrolik, hulle was opgewonde, en Guns of Roses het Roses laat spaander. Die groep was opgewerk, hulle was so
opgesak, soos ons sal sê, vir die verrigtinge en bly vir Suid-Afrika wat 'n republiek geword het. Hulle het fees gevier saam met Suid-Afrika. Maar, toe hulle die verhoog verlaat om plek te maak vir Jesse Norman, was die skare ontevrede. Nou soek hulle nog hierdie mense. Nee, hulle vier fees. Nou wil hulle nie laat hier 'n vrou alleen opkom nie, nee. Hulle skree en hulle boel en hulle gaan te kere. Hulle is ontevrede en hulle wys hulle ontevredenheid. En hulle sê stadig en statig. Die Jesse Norman opgestap, 'n Afro-Amerikaanse vrou, en sy het alleen die verhoog bestyg. Sonder 'n orkes, sonder musiekinstrumente. Op die verhoog was Jessie, het hier geskryf Jessie, haar stem en haar mikrofoon. Dit was al. Waar die hele dag vol orkeste was die Jessie, haar stem en haar mikrofoon. Nou die skare ken nie 'n opera diva nie. Baie van hulle het nog nooit van 'n opera diva gehoor nie. Hulle weet nie wat is 'n opera diva nie, maar dit klink vir hulle maar sleg as 'n vrou sonder instrumente daar staan en sy's net al by haarself daar alleen. Dan besef hulle toe hulle nou die agtergrond van die musiek hoor, maar hierdie is nou vreemde musiek, hulle ken dit nie. Stil, stemmige musiek, hulle kan nie eers lekker 'n bietjie dans op hierdie musiek nie. So hulle is nou glad nie lus vir hierdie tannie op die verhoog nie. Hulle soek haar nie daar nie. Toe begin hulle boel met mening en hulle begin boel en toe begin 'n man skree, "We want guns of fire, we want guns of fire, we want guns of fire." En toe begin die hele groep skree, dit word toe 'n kreet, "We want guns of fire, we want guns of fire." So hulle gaan so te kere. Hulle is nie lus vir 'n vrou wat alleen kom sing nie, want hulle is lus om vir oulas te dans. En Jesse Norman het toegelaat dat niks sou afsit nie. Sy sing alleen, 'n a cappella. Sy begin dit stadig sing. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Toe begin daar 'n snaakse ding gebeur in Wembley Stadion. 70 oproerige rockmusiekgangers is stilgemaak deur 'n opera sangeres se rustige stem wat God begin loof en prys. Teen die tyd dat sy die tweede vers begin sing het, "It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved," het daar 'n roerende stilte oor die stadion neergedaal. Toe sy die derde vers insit, This grace has brought me safe so far, and grace will lead me home. Begin duisende van die toeskouers saam sing. Eerens in hulle verlede het hulle hierdie lied geken, maar hulle het hom so weggebêre dat hulle hom nie meer kan onthou nie. Maar skielik maak die Heilige Gees dit los in hulle geesmens. En skielik besef hulle, maar die Here kan my veilig huis toe neem. En skielik begin hulle toetree. En met die aanhoor van Jessie se woorde is die herinneringe in hulle losgewoel. En het die Heilige Gees hulle begin aanraak. En skielik begin hulle saam sing. En skielik staan 70,000 mense op
en hulle lig hulle hande op, en hulle eer God, en hulle bring hulde aan die Here, want toe kom die herinneringe terug, van jare terug, toe hulle die Here geëer het, en geloof het en gesing het, en toe met die 3de vers staan 70.000 mense op, hulle lig hulle hande op en hulle sing. When we've been here 10,000 years ago, bright shining as the sun, we've ek net 'n tissue uithaal om my traan te vee. Die Here net hierdie geaardheid van my sal verander. Hulle begin saam te sing. When we've been here 10,000 years ago, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first began. En dit in hulle gees kom lê. Ons het jare terug God gedien, ons het jare terug hierdie God geëer, ons het jare terug hierdie God geloof, en het die Heilige Gees weer opgestaan in hulle. En hulle lig hulle hande en hulle sing met 'n blymoedigheid. En hulle sing saam met haar. Die slot van die verhaal. Jessie sê, sy het geen idee wat regtig gebeur het nie. Maar dat lofsange en lofsange vir die Here opgestyg. Lied na lied, lied na lied, het die krag van die Heilige Gees losgekwam met hierdie lied. Sy sê dat hierdie lied het die krag van die Heilige Gees sterker gemaak as die krag wat daardie dag geheers het op die stadion. En sy sê dat 'n krag van bo oor die stadion neergedaal, 'n goddelike krag van bo, en dat 'n heerlikheid van God losgebreek oor daardie Wembley stadion, dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees sigbaar was en duidelik aanvoelbaar was. En sy sê, 'n genade onbegryplik groot het almal se geesmense aangeraak. Die slot is, die wêreld om ons smag na God en smag na God se genade. Ons is soos Wembley Stadion tans. Ons is besig om fees te vier. Ons besig met die dinge van die wêreld. Ons is besig om te lewe, om te oorleef. Ons is besig om vas te hou aan die dinge van die dag. Ons gryp en ons oorleef net. Maar toe die Heilige Gees inkom, toe verander alles in die stadion. En ek wil vandag vir jou sê, dat wanneer jy die Heilige Gees in jou eie lewe toelaat, dan verander alles. Want dan neem die Here oor, en dan neem die Heilige Gees oor, en dan begin daar 'n nuwe gees in jou opstaan. En hulle sê, Jessie Norman sê, dat toe aan die einde van die byeenkoms, het daar 'n heilige stilte oor die stadion gehang, en het die mense in die teenwoordigheid van die Here stil die byeenkoms verlaat, gevul van liede wat hulle gesing het, tot eer van die Here, volmaak van die Heilige Gees. En ek wil vandag vir jou kom sê, ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie, ek weet nie in die wat inluister se lewe aangaan nie, maar ek kom vandag, en ek sê vir jou, as die Here 70.000 mense, wat die hele dag op 'n onmoontlike manier fees gevier, deur 'n goddelike lied van Amazing Grace, kon oplig, kon nuut maak, kan hy vandag vir jou ook nuut maak. Maak net jou hart oop. Sê net, Here, ek het nodig dat wat ook al in my lewe swaar lê, kom lig my gees. Kom maak jou gees oop en kom vang die nuwe krag wat God vandag vir jou ook wil moontlik maak. Ek wil jou uitdaag. Kom tree toe met 'n nuwe verwagting wat God vandag vir jou wil bied. Kom laat hom toe dat sy Heilige Gees vir jou dinge kom nuut maak, kom oopmaak, kom skoonmaak, kom vrymaak in jou lewe.
Kom ons bid saam. Abba Vader, in die magtige naam van Jesus Christus, bid ek al die magte van die vyand. Here, die magte wat vyand mense bedruk maak, magte wat kom en mense moedeloos maak, mense bang maak, mense laat glo dat daar's nie 'n toekoms nie, mense laat twyfel of dinge gaan uitwerk. Ek kanselleer dit op grond van Matteus 18:18. Maar God dank Here, dat U gesê het wat ons hier bind, word ontbind in die Here. En nou maak ek los U vrede wat alle verstand te bowe gaan, U krag, U heerlikheid, U teenwoordigheid. Ek maak los, Here, 'n vrede wat kom en alles nuut maak. En Here, vandag, as hier iemand is wat swaar aan hulle laste dra, dan is my gebed vandag, Here, kom maak hulle vry. Laat die kettinge afsak. That amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. Laat dit ook in hulle harte in omvang sal kom, dat U hulle oplig, dat U hulle nuut maak, dat U hulle vry maak. Koroko koyento koshanda barianda bashanda barida bashanda. Korohondo bayento kuranda. Lord God, we just come and we praise Your name. We come and we glorify Your name. We come and we uplift Your name. We come and we say hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Be glorified, my Lord. Be glorified. Amen. 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 Ek wil dan ook as gemeente net 'n gebed doen vir ons hier persoonlik. Kom ons bid net saam. Here, waar ons gemeente vandag 'n jaar oud is dit my voorreg om vir U te kom dankie sê. Dankie Here dat U hierdie gemeente teen alle verwagtinge in 'n jaar gedra het. Dankie vir almal se toegewydheid, dankie vir almal se ondersteuning, dankie vir almal se liefde. Dankie Here dat U hierdie gemeente gedra het. En dankie Here dat U in U gees mens vir ons kom versorg het. Dankie vir die wonderbaarlike ingryping, ook in ons elkeen se lewens, ook in ons gemeente se samesyn. Dankie dat U vandag ook wonderwerkende kragte en magte, ook in ons lewens, gedoen het en reeds doen. En daarom vra ek, Here, dat U elkeen in hierdie gemeente sal dra, sal beskerm, sal bystaan, sal verkoop, sal so onderhou en versterk, dat ons weet soos ons weet, U is die groot El Shaddai. Amen. Here, en ons dankie, dat U vandag deur hierdie eenvoudige preek, ons harte net weer oopgemaak het, dat U die God van die onmoontlike is, en dat U ook vir hierdie gemeente die God van die onmoontlike is. En ek dank U, Here, vir elke lidmaat in hierdie gemeente, vir elkeen wat deel vorm van hierdie gemeente. Ek kom eer U vir elke individu, ook vir hulle wat nie vandag hier kan wees nie. Ons dank U, Here, en ons dank U vir die samesyn, en ons dank U dat ons die nuwe jaar wat voorlê aan U kan opdra, en vra, Here, dat U ook in die nuwe jaar verheerlik sal word. Ons vra dit, Here, in genade alleen. Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace
that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion me, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever.